Welkom terug. Vandag bou ons voort op die Chinese klanke wat ons laas geleer het. Ons gaan kyk hoe daardie eenvoudige klanke deel word van die regtig komplekse stelsels wat gebruik word om duisende en duisende karakters te organiseer. Goed, hier is ons padkaart vir vandag. Ons begin met 4 splinternuwe lettergrepe. Dan gaan ons die baie belangrike verskil tussen geaspireerde en ongeaspireerde klanke ondersoek. Daarna kyk ons presies waar in die mond hierdie klanke gemaak word, voor ons in die skryfstelsel self duik om te leer oor radikale en die fascinerende vierhoekstelsel. Reg, kom ons spring dadelik weg met ons eerste stel nuwe klanke. Luister nou mooi, want hierdie word in 'n heeltemal ander deel van die mond gevorm as die vorige klanke wat ons geleer het. Ons begin met 'n lekker maklike een, die klank da. Dit klink amper presies soos ons Afrikaanse de in die woord dag. So ja, hierdie een behoort dadelik bekend te voel. Nou, hier kom ons eerste baie belangrike onderskeid. Die lettergreep ta is nie soos die Afrikaanse ta nie. Dit is wat ons noem geaspireerd. Dit beteken jy stoot letterlik 'n klein asemteegie uit terwyl jy dit sê. Denk daaraan as the. Probeer dit saam met my. The. Goed, ons keer nou terug na 'n meer gemaklike klank. A word presies, maar presies soos die Afrikaanse A uitgespreek, soos in die woord neus. So, geen verrassings hier nie. En die laaste lettergreep in hierdie spesifieke groep is la, wat ook 'n direkte eweknie in Afrikaans het soos die l in die woord lamp. Maklik, né? Nou dat ons hierdie 4 klanke onder die knie het, kom ons ondersoek bietjie die patroon wat hulle vorm. Dit draai eintlik alles om een kernkonsep in Mandaryns: aspirasie. So hier's die deurslaagpunt. Die groot verskil tussen da en ta is daardie klein asemtogie. Ons noem dit aspirasie. Da het nie daardie asemtoog nie, maar ta het dit wel. En glo my, dit is een van die belangrikste onderskeidings wat jy in Mandarin se uitspraak sal moet maak. Nou, laat hierdie hele patroon van aspirasie jou dalk aan iets uit ons vorige les dink. En hier is dit. Dit illustreer briljant dieselfde beginsel wat ons met bo en po gesien het. Onthou jy? Bo is sag en ongeaspireerd, terwyl po daardie p klank het met die asemteug. So jy sien, hierdie konsep van aspirasie is regtig belangrik in Chinees. Kom ons neem nou net 'n oomblik 'n tree terug en kyk waar hierdie klanke eintlik in die mond gevorm word. Dit help regtig baie om die logika agter hierdie klankgroeperings te verstaan. Nou, wat regtig interessant hier is hoe duidelik hierdie tabel die lettergrepe groepeer. Daai bo-po groep van laas, wel dit gebruik die lippe. Dis bilabiale klanke. Maar ons nuwe da-ta groep gebruik die punt van die tong net agter die boonste tande. Hulle is alveoleure klanke. So ons het 2 heeltemal verskillende plekke in die mond, maar presies dieselfde beginsel van aspirasie is aan die werk. Goed, nou dat ons die klanke behandel het, kom ons verbind dit met die skryfstelsel. En ons doen dit deur te kyk na die absolute boublokke van Chinese karakters, die radikale. Dink aan radikale as 'n soort kategorie. Hulle is klein deeltjies van 'n karakter wat jou dikwels 'n wenk gee oor die betekenis. Dis amper soos 'n ingeboude leidraad in die woord self. Dis ook die basis vir hoe tradisionele Chinese woordeboeke georganiseer is. Daar is 'n standaard stel van hierdie radikale, en die tradisionele getal soos dit vasgestel is in die beroemde Kangxi woordeboek is presies 214. En hier is 'n baie slim geheuebrug om daardie getal te onthou. Dis 'n klein wiskundige spelletjie. 6 tot die mag 3 is mos 216. Trek 2 af en daar het jy dit, 214. Dis nogal 'n netjiese manier om dit te onthou, né? Om dit in aksie te sien, kyk 'n bietjie na die waterradikaal. Jy sal sien, dit verskyn in karakters vir dinge soos rivier, see en meer. Sien jy hoe dit hulle almal visueel verbind met die konsep van water? Dis die ware krag van radikale. Maar, wat as jy karakters eerder volgens hulle vorm beorganiseer en nie volgens hulle betekenis nie? Wel, dis presies waar ons finale konsep vir vandag inkom. Die vierhoekstelsel is 'n metode wat 'n unieke numeriese kode aan elke karakter toeken. En daai kode is gebaseer op die vorm van die hale in die karakter se 4 hoeke. Dit was veral nuttig geweest in die dae voor rekenaars en pinyin invoer.
Dit werk deur stelselmatig na elkeen van die 4 hoeke van 'n karakter te kyk en altyd in presies hierdie volgorde. Jy begin bo links, dan gaan jy na bo regs, dan onderlings en jy eindig onderregs. So elke tipe haal wat in 'n hoek kan verskyn, het 'n syfer van 0 tot 9 gekry. Kom ons kyk na die karakter vir groot, ta. Die kruisvorm in die boonste hoek verteenwoordig die nommer 4. Die hoeke aan die regterkant is basies leeg, so hulle is albei 0. En die linkerbeen onder verteenwoordig 'n 8. So dit verander die visuele karakter in 'n nommer wat jy kan sorteer, 4080. En dit laat ons met 'n laaste gedagte. As jy deur duisende en duisende karakters moet soek, watter stelsel voel vir jou meer intuïtief? Een wat op betekenis gebaseer is, soos die radikale, of een wat op suiwer vorm en struktuur gebaseer is, soos die vierhoekstelsel?